Dit is tyd om te begin. Julle kan sitplekke kry. Baie welkom. So die eerste Sondag in Desember. Waar het die jaar gegaan? Sjoe. Baie welkom. Kom ons dra ons tyd aan die Here op. Ons Vader, baie dankie dat ons in Jesus naam na die troon van genade kan kom. Dat die troon van oordeel vir ons 'n troon van genade geword het. Selfs op die oordeelsdag is dit 'n dag van beloning vir u kinders. En Here, ons kan nie krediet neem nie. Ons word beloon vir dit wat Jesus gedoen het en aan ons kom gee het en in ons kom werk het deur die Gees. So ons gee aan u al die eer en ons bid, Here, dat ons van harte so sal lewe. Dit is maklik om te sê ek doen alles om u te verheerlik, maar dan kyk ons na ons lewe en ons sien hoe u ons maar baie dinge gedoen het vir ons eie eer. Baie dinge gedoen het en u nie eers in ag geneem het nie. Baie dinge gedoen het wat lynreg indruis teen wat u van ons wou hê, wat ons gesondig het. Maar dankie dat daar vir ons vergifnis is deur die bloed van Jesus. En ons kom met al ons gebrokenheid en swakheid en mislukkings en lê dit net voor u neer en gee u die lof en die eer dat Jesus nooit misluk het en nooit gesondig het nie, maar altyd gehoorsaam was en dit aan ons toereken deur geloof. Ons bid dat u vandag ons lewe en ons erediens aanneem as 'n offer van dankbaarheid. En maak dit 'n perfekte offer, Here, al is dit gebroken en krom en skeef. Maak dit perfek deur Jesus se bloed. Ons bid dit in sy naam. Amen. So 'n baie groot gelukwense aan 'n nuwe ouma in ons midde. En daar's 'n oom ook nou. So dis nou oom Ebert. So baie geluk, Erika, vir jou en Kamay en Malan. Kamay is nog in die hospitaal en dan Ebert, ag, ons harte is saam met julle bly vir hierdie vreugde wat die Here gee. En dan DV is daar dan nou nog 2 binnekort. In Januarie en in Februarie nog babas wat op pad is. Ons dank die Here vir daai seën in ons gemeente. Afkondigings, so neem asseblief net notisie daarvan, die dienstye. So volgende Sondag is dan ons laaste, kom ons noem dit nou normale Sondag vir die jaar, oggend en 'n aanddiens, oggend en 'n middagdiens. En dan van daarna af, dan is die 21ste Desember net 'n oggenddiens. En dan is daar Kersdiens. Ons doen dit gewoonlik 8:00, maar ek sien daar's mense wat sukkel om 9:00 betyds te wees. So ek dink ons gaan ons Kersdiens sal ons dan 9:00 doen op Kersdag. En dan die Sondag daarna is daar dan nou nie aanddienste nie. So ons volgende aanddiens gaan wees die 10de Januarie. Dan is dit gewoon weer terug na normaal. En dan gaan ons 'n oujaarsdiens hê die 31ste 5:00 die middag. Nou volgende Sondag gaan ek 'n bietjie 'n uitsondering maak. En dit gebeur nou nie elke dag en elke jaar nie. Ek gaan volgende Sondagoggend in Engels preek. So die diens gaan normaal aan, in Afrikaans afkondigingsliede en so aan, maar gaan Engels preek. Iemand in die gemeente het gevra, asseblief, ons het familie van oorsee en hulle verstaan nie 'n enkele woord Afrikaans nie. Sal jy asseblief kan preek dat hulle verstaan? Sê ek goed. Sien dit daar vir 3 Sondae daarna nie 'n Engelse diens glad nie gaan wees. Nooit ooit nie. So daarom dog ek is reg. Ek sal volgende Sondag dan die oggendpreek in Engels doen. Laaste Woensdag bidtuur vir die jaar is dan nou komende Woensdag by Koos en Gerda se huis. Die Sondag bidture gaan normaal voort, maar onthou nou, dit het in die verlede gebeur. Ons het nie aanddienste in daai laaste 3 van Desember nie. En dan dink mense daar's 'n bidtuur, al is daar nie 'n aanddiens nie. Daar's nie 'n bidtuur Sondagmiddag, as daar nie 'n aanddiens is nie. So moenie opdaag nie. Die oggendbidture gaan normaal voort op Sondagoggend. En dan verjaarsdag is net Jacques van Tonner, komende Dinsdag, so in sy afwesigheid, geluk aan hom. En oom Len en tannie Indrien is vandag 51 jaar getroud. Ja, baie geluk oom en tannie. So ek het vir hulle gesê, dis goud plus 1. Ja.
En dan Jacques en Tessa ook vandag. Sjoe, sommer op sy verjaarsdag. Of nee, sy verjaarsdag is Dinsdag, hier wil ek sy herdenking vandag. En dan Tinus is hierso. So baie welkom, Melissa, smile breed. Haar man is hier van die Kaap en is nou nog 'n kort tydjie. En dan gaan ons vir Melissa ook dan totsiens sê. Wanneer is jou laaste Sondag hier? 28ste. So ons moet dan die 28ste vir julle vorentoe roep. En 'n gebed doen. Julle moet onthou asseblief, oom Len preek die 28ste daai Sondagoggend, maar dat ons onthou om vir hulle totsiens te sê. En dan as jou naam daar is, let maar op asseblief. Na die diens gaan dit net 'n terugvoer wees. Dit is nie 'n gemeentevergadering nie. Dit is net terugvoer oor waar is ons in die proses met die skuif van die behuising van die pastorie. En dan vir Kersdag. So dis net ek en Deidre, ons kinders en my skoonma vanjaar. Ons het nie familie nie. Daar's dalk van julle wat nie familie gaan hê vir Kersfees nie. Ons wil jou nooi. Kom hou Kersfees by ons huis. So maar laat weet asseblief vir Deidre. Sit seker maak. So jy bring ietsie om te eet, ietsie om te deel en 'n koeldrankie en dan sal ons sommer Kersdag saam hier vier na die oggenddiens, na Kersoggend se diens. Jou klank afsit van die foon. Daai wie het opgelet laasweek toe daai afkondiging en toe die volgende afkondiging kom toe lei iemand se foon. Skuldig. Of het oom onthou? Nee, okay. Okay. So sit net asseblief die klank af. Okay, so die selfoon moet eerste wees. Goed. So, dankie. Voor ons by die skriflesing kom, wil ek vra dat Ebert vorentoe kom. Asseblief. Ons staan sommer hier voor by my. Ebert gaan nou op 'n strand uitreik, 'n stranddiens. En julle vertrek Vrydag of Donderdag? Sondag. So is volgende Sondag, maar dis voor die oggenddiens wat jy vertrek. Goed. So ons van Ebert aan die Here opdra met hierdie strand uitreik is vir omtrent 2 of 3 weke wat julle daar is. Die uitreik self is 'n week of 2. Dis 2 weke. Ons bly 3 weke. Okay, so die uitreik self is vir 2 weke lank wat hulle kinders bedien met die evangelie en met die tieners bietjie touch rugby speel en dan daarna Bybelstudies doen en evangelisasie en so aan. So ek wil vir Ebert aan die Here opdra vir die Here se seën. Dankie vir ons jong broer, Here, wat met ywer begeer om Christus te dien en te volg en wil groei en ook die goeie nuus van Jesus met ander deel. Ons bid vir hom, vir sy veiligheid met die reis heen en weer en dan ook vir die tyd daarso. Here, ons soos ons nou 2 Woensdae terug begin bid het, nie net vir sekere dinge nie, maar teen sekere dinge. Ons bid teen die werke van die bose, wat mense se aandag wil aflei en weglei van Christus, en dat daar geen belangstelling sal wees, of dagdromery, of wat dit mag wees, dat die evangelie nie kan insink nie. Ons bid teen die werk van Satan, wat mense verblind, dat hulle net nie kan sien nie, hulle kan hoor, hulle hoor woorde, hulle kan die woorde vir jou terugsê, maar dit maak nie sin in hulle verstand nie. Maak nie sin in hulle lewens nie, hulle lewe verander nie. En ons bid, Here, dat U 'n deurslag gee met die evangelie, dat U self die span bewaar teen die bose, teen verdeeldheid, teen sonde, teen versoekings. En ons vra dat U jong mense sal red en na Jesus Christus sal trek. Here, wat 'n wonderlike geleentheid. Hoe baie van ons wat hier is vandag is gered as kinders en U het ons gespaar van die aklighede van die sonde van die wêreld. En ons bid dit vir hierdie jong mense, Here, dat hulle sou gegaan het na daai vakansie by Eerste Rivier Strand as ongelowiges en sal terugkeer huis toe as nuwe skepsels in Christus. En dat die span wat met hulle werk, Ebert en dan Rietfontein Baptiste Kerk saam met wie hy gaan, dat hulle self opgebou en verkoop word in die genade van Christus. Amen. Jesaja hoofstuk 1. Ons gaan begin by vers 11 en ons lees tot by vers 20.
So in hierdie gedeelte is een van die bekendste verse in die Bybel. Julle gaan dit dadelik sien as ek dit lees. O ja, hier's daai vers. As jy hom gesê het en gehoor het, maar jy het nie geweet waar staan hy nie. Jesaja 1 vers 11. So die Here spreek die volk Israel aan en hy sê vir hulle, wat baat julle magdomslagoffers my, vra die Here. Ek het genoeg gehad van die brandoffers van ramme en die vet van gevoerde diere. Die bloed van bulle en lammers en bokramme staan my nie aan nie. Wanneer julle kom om voor my te verskyn, wie eis dit van julle om my voorhoewe te vertrap? Hou op om waardelose graanoffers aan te dra. Reukwerk, afstootlik is dit vir my. Nuwe maansfeeste en sabbate, die saamroep van byeenkomste, ek kan nie onreg en gewyde rustdae verdra nie. Julle nuwe maande en vaste feestdae haat ek met my hele wese, dis vir my 'n las. Ek is moeg daarvoor om dit te dra. As julle julle hande uitstrek, sluit ek my oë vir julle. Selfs as julle baie bid, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, verwyder julle bose dade voor my oë. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Bevorder die reg. Lê die onderdrukker aan bande. Handhaaf die reg van die vaderloses. Verdedig die weduwee se regsaake. Kom tog, laat ons die saak uitpraat, sê die Here. Al is julle sondes rooi soos karmosyn, dit sal wit word soos sneeu. Al is dit rooi soos skarlaken, soos wol sal dit word. As julle gewillig is en luister, die goeie van die land sal julle geniet. Maar as julle weier en opstandig is, deur die swaard sal julle verteer word. Ja, die mond van die Here het gespreek. Ons bid saam. Vader, ons bring aan U dank dat Jesus vir ons gesterf het. Want ons offers was ook so. Voor ons U leer ken het, Here, het ons ook kerk toe gekom, baie van ons. En ons het gesing, en ons het nagmaal gebruik, en ons het gebid, en ons het preke geluister, en ons het mense vriendelik gegroet, maar ons hande was vol bloed. Ons was besig met dinge in die donker, ons was besig met dinge in die geheim, ons was besig met sonde in die week, ons het ander gode aanbid, en dan ons hande na U kom uitstrek en gesê, Here help ons, Here vergewe ons, Here hier is ons offer, maar ons het maar net aangekarring. Ons is so dankbaar vir Jesus wat ons kom skoon was het. Here, ons is nie beter as mense wat vandag hier sit en hulle is nog daai mense wat U nie ken nie. Ons is nie beter as mense wat vandag nie eers 'n enkele of 'n bietjie van 'n begeerte het om U te ken en U te aanbid nie. Maar hulle omhels hulle sonde met hulle hele mag, hulle storm oop oë in die pad van die duisternis in die weg van sonde in. Hulle storm vol spoed op die afgrond van die hel af. En dis wat hulle wil hê, hulle wil wegdraai van U. Here, wat het ons anders gemaak? Dit is genade en genade alleen, genade op genade, soos Johannes vir ons skrywe. Sjoe, Here, dan is dit maar 'n baie, ek wil dit nie 'n klein saak noem nie, maar dan is dit maar 'n randsaak om te begin bid oor geld en te dink aan die offers wat ons kan bring in offergawes. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom oorgegee het vir ons almal. Hoe sal hy ons nie ook alle dinge genadiglik skenk nie? So die geld wat ons kon bydra vir die koninkryk, vir sendelinge en vir die armes en vir die werk wat hier in stand gehou moet word en vir die prediking van U woord en vir traktaatjies, dit is maar 'n klein saak vergelykend met daai bloed waarmee ons gekoop is. Jy sê, julle is nie gekoop met goud en silwer nie. Goed wat kan vergaan nie. Julle is gekoop met die kosbare bloed, soos van 'n lam sonder enige gebrek, sonder enige gebreke, sonder enige vlekke, 'n perfekte lam, Jesus Christus. En ons prys U daarvoor. Alles wat ons het kom van U af. Ons erken U. Amen.
Wat het ons volgende? Laat ons dit sien, die kinders. Hier is 'n storie vandag. So dit gaan oor Jesus wat 'n onrein vrou gesond maak. Nou ek kan nie altyd onthou wat 'n stories ek vir julle vertel het nie. Partykeer gaan ek op YouTube en dan moet ek kyk, maar dit is al baie stories. Ek kan nie deur almal lees vinnig nie. En so ek dink nie ek het hierdie storie vir julle vertel nie, maar julle pa en ma het seker al. So dit was van 'n vrou. Sy was vir 12 jaar verskriklik siek. Want wat gebeur het was 'n man het gekom, sy dogtertjie is 12 jaar oud, sy's baie siek, sy gaan amper doodgaan. Toe stuur hierdie man sy diensknegt en sê hardloop gou en gaan na Jesus toe en sê hy moet gou kom voor my dogtertjie doodgaan. Die man se naam was Jairus en hy was soos die baas van die Joodse kerk, van die Jodese kerk. Hulle het die gebou wat hulle die sinagoge genoem, die sinagoge. En hy was daai baas en toe hardloop hierdie man gou na Jesus toe, want Jesus was op pad en ons klomp mense om Jesus en almal stamp aan Jesus en stoot aan Jesus want daar's so baie mense. En terwyl Jesus soontoe loop, hy loop rustig en die disippels is saam met hom en toe kom die vrou wat nou 12 jaar siek is, maar sy het al baie geld betaal. Wat sy 'n afspraak maak by die dokter, dan vra sy asseblief kan ek die dokter kom sien en sê die dokter kom Dinsdag 9:00. En dan gaan sy Dinsdag 9:00 na die dokter toe en die dokters probeer haar help want sy het hierdie siekte, sy verloor baie bloed en as jy baie bloed verloor, jou vel lyk sommer so ekstra bleek, soos 'n laken amper, soos 'n wit laken. En jy voel pap en jy voel moeg en jy het nie krag om op te staan en jy het nie krag om die wasgoed te doen nie en jy het nie krag om jou skottelgoed te was nie. En sy voel so heeltyd so swak en so pap en so moeg. En na dokter vir 12 jaar, tot sy nie eens meer geld oorgehad het nie, om dokters te betaal nie. En toe weet sy nie, wat sal sy doen nie, hoe gaan sy beter word, en toe dink sy, ek het 'n plan. Maar omdat sy hierdie siekte het, is sy onrein. Nou, wanneer hulle sê onrein, beteken dit nie, jy het nie gebad nie. Dit beteken, jy kan nie na God se tempel toe kom, en so sê net maar 'n lammetjie bring, en 'n offer bring, want jy is onrein. Dink sy, wat moet ek maak? Maar so weet sy het nou gehoor, Jesus het mense gesond gemaak. En toe dink sy vir haarself, as ek net so aan sy klere kan raak, maar nie eers sy klere nie, want onthou julle in daai tyd, dan het die mans en die vrou het sulke lang rokke gedra, tot by hulle enkels, en die mans het rokke gedra, wat net so by hulle knie is. Maar dit is soos 'n kleed, dit is nie 'n rok vir 'n vrou nie, dit is soos 'n koning se kleed. Het julle al 'n koning se mantel gesien, of Superman? Jy al gesien, Superman dra so 'n snaakse lap? Nou, hulle was net so om hulle gewees. Nou, op hierdie klere, het God vir hulle gesê in Numeri, in die Bybel, hulle moet sulke toutjies vasmaak. So hierdie kant, en dan agter en agter, en gewoonlik sulke blou en wit toutjies wat hulle so draai, en dan hang daar so 'n tosseltjie. Dan moet hulle dit dra, en dan gereeld moet hulle aan dit vat, en dan moet hulle onthou, hulle is God se mense, en hulle moet sy woord onthou. En so Jesus het ook so gedra, want hy was 'n Jood. En toe kom hierdie vrou, en al hierdie mense druk so om Jesus, want daar is so baie mense, soos as dit Kersfees is, ek hoop nie julle pa en ma gaan mol toe as dit Kersfees is, want dit is 'n malhuis. En so dis hoe dit gelyk het, al hierdie mense, en die vrou kom so, en sy dink, ek wil net daaraan vat. Ek glo Jesus kan my gesond maak. En sy kruip so nader, en sy moet nou tussen almal se bene gaan, want daar is so baie mense, en sy vat net so daaraan, toe sy daaraan vat, toe voel sy, toe kan sy voel, soos as jy siek voel, en dan voel jy later nie meer siek nie as jy gesond word. Sy kon voel, sy is gesond. Sy het gevoel, my siekte is weg. Maar toe sy aan Jesus vat, toe staan Jesus stil. Toe sê hy, wie het aan my gevat? Toe sê Petrus, Jesus, almal vat aan nie. Almal stamp en stoot aan teen nie. Hoekom vra jy, wie het aan my gevat? Jesus sê, iemand het aan my gevat, om gesond te word, ek weet dit. Ek kan dit voel. En toe is die vrou te bang om vorentoe te kom. Want sy skaam.
En toe sê Jesus, wie was dit? En toe kom sy net so vorentoe voor Jesus, toe sê sy, was ek. Toe sê Jesus, jy het baie groot geloof. Jy het nou gesond geword. Jou geloof het jou gesond gemaak. Toe sy so bly, dat Jesus al gesond gemaak het. Nou, ons kan nie nou vir Jesus hier sien nie. Hy is hier, want hy is oral, want hy het vir sy disippels ook gesê, ek is met julle al die dae totdat die wêreld gaan eindig. So hy is hier, maar jy kan hom nie sien nie. Dit is soos die wind, jy kan mos nie die wind sien nie, nee. Jy kan sien wat die wind in die blare doen, maar jy sien nie die wind nie. So Jesus is hier, maar jy kan nie nou iewers aan hom gaan vat nie. So hoe kan ons na hom toe kom en sê, maar ons wil ook hê, Jesus moet ons help. Miskien is jy nie siek nie, maar daar is dinge in jou lewe wat jy vir hom wil vra, en jy kan vir Jesus vra, miskien is dit binnekant siek. Ek bedoel nou nie binnekant jou vel nie, ek bedoel in jou siel, dat jy dink, maar ek is net so klein en ek doen al sulke stoute goed en sonde, en jy kan hom vra, vat dit asseblief weg. Jy kan net langs jou bed gaan, jy hoef nie eens langs jou bed te gaan nie, jy kan net daar sit, langs jou pa of jou ma nou, en selfs hier waar jy sit, en jy kan net so saggies in jou kop vir die Here sê, al hoor niemand nie, Here help my ook, vat my sonde weg, maak my rein, nie rein in my liggaam nie, maar maak my hart rein, en vat daai sonde weg. En kan Jesus dit dan doen? Dink julle Jesus het dit geweet nog voor hy hom gevra het? So julle kan hom vra. Julle sal seker wil weet wat het toe gebeur met daai dogtertjie wat siek was, nee. Moet ek julle volgende jaar vertel as ons weer 'n storie het. Nee, julle wil nou weet. So terwyl Jesus nou daar staan met die vrou en sy is gesond, toe kom daai man aangehardloop en hy sê, Jesus, asseblief, nee, hy het eintlik klaar vir Jesus geroep en gesê, kom. En dis toe die vrou hom vat, en toe stuur die pa nog iemand. Ek dink die pa self, wat gesê, toe maar los het, sy is dood. Moenie vir Jesus pla nie. En hy wil so wegdraai en terug gaan huis toe. En hy is baie hartseer. Toe sê Jesus, moenie bang wees nie. Jy moet net glo. En toe gaan Jesus na die huis toe, toe sê hy, en toe sal mense wat so maak. Hulle het fluite en instrumente en hulle speel hulle sulke hartseer liedjies. En almal gaan oei. Maar dis mense, jy betaal hulle om by jou kind se begrafnis te huil. Hulle huil toe, maar hulle huil nie regtig nie, want toe Jesus sê, hou op huil, sy is nie dood nie, die dogtertjie slaap net, toe skielik toe begin hulle lag. Wat wys hulle het nie regtig gehuil. Maar die pa en die ma het regtig gehuil, want hulle was hartseer. Sê Jesus, almal uit die huis uit, almal uit die huis uit. Sê kom, Petrus, Johannes, Jakobus, kom. En toe gaan hulle in die huis in, saam met die pa en die ma, en toe lê die dogtertjie dood op haar bed. Toe gaan Jesus na die dogtertjie toe. Toe sê hy vir haar, Talita, haar naam was nie Talita nie. Talita beteken dogtertjie. En toe sê hy vir haar, dogtertjie, staan op en hy vat haar hand, en toe gaan sy so. Toe haal sy asem en haar oë gaan oop, en toe lewe sy weer. En toe laat Jesus haar opstaan. En toe sê hy, kom, ek kan mense lewendig maak, maar dis nie hoe jy lewendig bly altyd nie. Jy moet eet, gee vir haar kos om te eet, dink sy is honger, dat haar liggaam nou kan sterk word. En toe gee hulle vir haar kos om te eet. En toe is die pa en die ma so bly. En Petrus, ek kan net sien, veral Petrus sê, wat? Toe hy vir Johannes kyk wat het Jesus weer gedoen. Dis wonderlik, want Jesus is wonderlik. Julle kan gaan sit. Sal sending gebed vandag? Nee, iets vandag. Goeiemôre almal, ons gaan vanoggend begin en ook sommer so vir die volgende paar Sondae
gaan ons die nuwe Kerslied wat die koor vir ons so mooi geleer het met ons Kerssangdiens gaan ons saam sing. So julle kan ons net so bly sit en dan kan julle saam met ons die Kerslied sing en dan van die tweede lied of kan julle opstaan en saam met ons sing. Thank
Haggai hoofstuk 2, vers 10 tot 19. En dan DV volgende Sondag, dan maak ons klaar met hierdie kort boek. Haggai 2 vers 10 tot 19. En die tema, tyd vir 'n geestelike ondersoek. Time for a spiritual check-up. Kom ons bid saam. Vader, ons nader u troon as sondaars wat gereinig is nou deur Jesus se bloed. Here, hierdie het ons nou deur hierdie oggenddiens tot dusver, was dit nou maar 'n tema van ons saamwees in ons gebede en met die nagmaal, want ons besef, sonder die bloed van Jesus is ons maar smerig vuil, verdorwe en verrot en onrein. So ons kom na u toe en vra dat u nou so met ons praat, dat elke een hier oortuig sal wees binne in hulle harte, ek het reiniging nodig deur Jesus. En dan nie op 'n afstand sal bly staan nie, maar sal kom, gelowig, ongelowig, elke een, dat ons dan na Jesus kom en ons hoop en vertroue in hom plaas. Amen. Nou as jy ouer raak, die ouer mense hier sal vir julle vertel, ek weet nie op watter ouderdom het begin nie, as jy oor 40 gaan of oor 50 of oor 45, dan begin jy nou maar gaan vir 'n volmediese ondersoek, of is dit bietjie vroeg Koos? Maar jy gaan vir 'n volmediese ondersoek, jy het dit nodig in jou lewe, en dan vind hulle dalk iets daar, wat hulle vroeg genoeg optel, en dan kan dit nog omgekeer word. As jy sulke goed los, onbepaald, dan uiteindelik dan kom jy met 'n kwaal, met 'n siekte na die dokter toe, en hy sê, ek's jammer, ons kan dit nou nie meer omkeer nie, as jy vroeër gekon het, kon ons nog. Of vat die voorbeeld van wat baie van julle by julle werke doen. Daar is soms tyd, Anthony sal nou weet vir 'n voorraadopname, 'n stocktake, in die tipe bedryf wat hy ook nou is, dan is dit soms nodig in 'n winkel, of in 'n kettinggroep, wat jy stocktake moet doen. Voorraadopname. Toe ek in standaard 9 was, nou graad 11 deesdae, toe moes ons na 'n dokter spreekkamer toe gaan, hulle het gevra asseblief, hulle soek 'n klomp tieners, want hulle wil nie al daai pille tel nie. En toe nou 'n klomp tieners, nou is dit voorraadopname. Dis sulke snaakse houertjies waarin jy dit tel, en dan knip jy die ding toe met so 'n deurskynende glasvenstertjie, en dan gooi jy dit in die pilleboksie, of in die pillehouertjie. En partykeer het ek en jy dit nodig geestelik ook. Dis nodig vir 'n geestelike check-up, examination, ondersoek. Is nodig vir 'n geestelike voorraadopname, 'n stocktake. Dat jy partykeer in jou Christelike lewe net moet stil staan en moet ondersoek doen. Waar is ek? Wat gaan aan in my lewe op die oomblik? Hoe staan dinge met my en die Here? Soos Paulus sê in 2 Korintiërs 13:5, toets julleself of julle in die geloof is. En ek dink, die rede hoekom ek daai tema gekies het, tyd vir 'n geestelike ondersoek is, ek dink einde van die jaar is 'n baie goeie tyd om dit te doen. Die jaar loop nou uit, en ons is in Desember nou, ons eerste Sondag, dis goed om hierdie ondersoek te doen. Dan kom ons lees, wat sê Dr. Haggai. Haggai 2 vers 10. Op die 24ste dag van die 9de maand in die 2de regeringsjaar van Darius, het die woord van die Here gekom tot die profeet Haggai. So sê die Here, heerser oor alle magte. Vra vir die priesters 'n beslissing hieroor. As iemand heilige vleis in die vou van sy kleed dra, en hy raak met die vou van sy kleed aan brood of gekookte kos of wyn of olyfolie of enige kos, word dit dan heilig? Die priester se antwoord was, nee. Haggai vra toe, as iemand wat onrein is deur aanraking met 'n lijk aan enige van hierdie dinge raak, is dit dan onrein? Die priesters het geantwoord, dit sal onrein wees. Hierop sê Haggai toe, dit is hoe hierdie volk is. Ja, dit is hoe hierdie nasie voor my is die uitspraak van die Here, en ook al die werk van hulle hande.
Alles wat hulle daar offer is onrein. Daarom dan, neem voortaan ter harte hoe dit met julle gegaan het, voordat klip op klip in die tempel van die Here gelê is. As iemand 'n koringmiet van 20 mate na 'n koringmiet van 20 mate gegaan het, was daar maar 10. As hy na 'n parskyp gegaan het om 50 mate wyn uit die kuip te skep, was daar maar net 20. Ek het julle getref met skimmel en witroes en haal, ja, al die werk van julle hande, maar julle wou nie na my terugkeer nie, is die uitspraak van die Here. Neem ter harte hoe dit van vandag af gaan wees, van die 24ste dag, van die 9de maand af, die dag waarop die fondament van die tempel van die Here gelê is, ja, neem dit ter harte. Is daar nog saad in die stoorkamer? Die wingerd, die vyebome, granate, olyfbome het nie eens gedra nie. Van vandag af sal ek julle seën. So, nommer 1 is Dr. Haggai se diagnose. En nommer 2 gaan wees Dr. Haggai se prognose. Ek sal dit verduidelik. So eerste dan Dr. Haggai se diagnose in vers 10 tot 17. Martin Luther. Wie van julle ken daai naam? Amper almal van julle. Martin Luther het in Duitsland gelewe in die 1500s. En dit was die tyd van die hervorming. Hy wou gehad het die Katolieke kerk wat so vrot en so korrup was van binne af, wou hy hervorm. Hy wou gesien het daar kom verandering, hulle keer terug na God se woord en na die evangelie. Dit het nie gebeur nie. Luther is uit die Katolieke kerk uit en hy het geskryf. En hy het preke geskryf. En hy het preke gepreek. En hy het boeke geskryf. En hy het traktaatjies geskryf. En hy het die Bybel vertaal. En hy het gesangeboeke geskryf. En hy het Bybellesse vir kinders geskryf. En al hierdie dinge wat Martin Luther gedoen het. Toe sê hy, wat het Martin Luther gedoen? Niks. Ek het net gebid en die woord gepreek. En terwyl ek en my vriende Philip en Amsdorf gesit en kuier het die woord alles gedoen. The word did it all. Nou ek dink nie Luther, ek hoop nie Luther bedoel die woord sonder die gees nie, want is die gees deur die woord. The word did it all. God se werk, hierdie kan jy vasmaak in jou gedagte. God se werk floreer onder God se woord. En dit sien jy in die boek Haggai, waar hulle die tempel moet herbou nadat dit 70 jaar vroeër verwoes is deur die Babiloniërs. En dwars deur hierdie boek, hoofstuk 1 vers 1, die woord van die Here kom tot Haggai. Hoofstuk 1 vers 13, Haggai het hierdie boodskap vir die volk gebring. Dis die uitspraak van die Here. Haggai 2 vers 1, die woord van die Here het deur Haggai gekom. Haggai 2 vers 10, die woord van die Here het deur Haggai gekom. Haggai 2 vers 20, die woord van die Here het na Haggai gekom. So God se woord, God se woord, God se woord. En daar floreer God se werk. Dis wat jy sien in die boek Esra. In Esra hoofstuk 6, vers 14, dan sê dit terwyl die volk nou besig was om God se werk te doen, toe floreer hulle onder die prediking, die profetiese prediking van Haggai en Sagaria. So gaan ek weer daai stelling vir jou maak, het jy hom? God se werk floreer onder God se woord. En dit sien jy hier. Nou wat het Haggai vir hulle gesê? Wat was hierdie woord? Vers 11 tot 13 gaan ek nou net vir jou oorvertel. So Haggai sê vir hulle, hier is die woord van die Here. Gaan na die priesters toe, want die priesters is die wat vir die volk moet leer, wat is nou rein en wat is onrein. Nou gaan sê jy vir die priesters, vra hulle hierdie vraag. Sê net maar 'n priester het nou 'n bees geoffer, of 'n bok of 'n skaap. Dan vat hy daai stuk vleis wat die priesters mag eet, van 'n sondeoffer. Dan draai dit in die vou van sy kleed. Nou kinders, onthou ek het nou gesê die mans het ook sulke 'n lang kleed gedra tot by hulle knie. Maar die priester het so amper soos as jy so 'n stuk materiaal so oor jou skouer sit en om jou heup, dan sit so 'n stuk materiaal wat aan die kleed vas is en as hy nou iets wil dra soos druiwe of koring of 'n stuk vleis, dan sit hy dit daar binne in. En so nou draai hierdie stuk vleis wat die priesters mag eet, nou gaan hulle, want hulle moet dit op 'n spesiale plek ook eet. Nou draai hierdie stuk vleis, hulle gaan dit nou eet. Nou vra Haggai, daai vleis is mos nou heilig, net die priesters mag dit eet, nê? As daai vleis het nou aan sy klere geraak. Maar as hulle nou klaar geëet het en sy klere, hy gooi sy klere nou in die was, maak dit nou die wasmandjie ook heilig.
Of daai klere raak nou aan gekookte kos, of aan olyfolie, of aan wyn of druiwe, gaan dit dan daai kos ook heilig maak. En dan sê hulle, nee, het kan nie dit ook heilig maak nie. Dan vra Haggai vir hulle, goed, maar sê nou maar, die priester se neefie is dood. En toe hulle by die begrafnis was, toe dra hulle nou die lijk, hulle het hom op so draagbaar, is nou nie 'n kus wat toe is nie, dis oop, en hulle dra hom, en terwyl hulle hom dra toe, is daar 'n graspol, en die ou struikel so 'n bietjie, en toe raak daai lijk se arm so aan die priester. Is die priester dan nou onrein? Ja, of nou is die priester onrein, as hy nou gaan vat aan gekookte kos of olyfolie of druiwe of wyn, is dit dan ook onrein? Ja. Nou dink jy, wat op aarde beteken dit? Wel, ek kan dit so gou-gou vir jou illustreer. Ek haat dit. Letterlik, dis nie sterk, daai woord is nie te sterk nie. Ek haat dit. As my vrou kos maak en is nou lekker, sê nou maar, sy het nou lekker een gereg dis gemaak in die pot en daar is die vleis, sê nou maar is vleis en pasta. Ek het my eie spesiale soort pasta wat ek kan eet. En nou eet ek daarvan en sê nou maar ek het bietjie oorgelos vir later. Teeder sal glimlag want ek los nie oor vir later. Maar daar was nou oor vir later. Dan dink ek vanaand gaan ek nog van daai was so lekker. En ek haal daai deksel van daai pot af en daar vlieg 2 vliee uit. Ek haat dit. Ek sal nie daai eet nie. Maak daai vliee daai kos onrein. Ja, jy gaan dit mos nou nie eet nie. Maar sê nou maar jy vat daai pasta, as my vrou dit klaar gemaak het, lekker pasta en daar's 'n hoop vliee op die hondemis buite en jy gooi dit so op die vliee in die hondemis, maak dit nou daai hondemis in die vliee rein. Nee, dit werk nie andersom nie. En dis wat Haggai hier vir die volk sê. En sy les is, dit klink nou, wat bedoel hy met al hierdie goed? Hy sê in vers 14 vir jou, dis net 'n gelykenis wat hy gebruik. Hy wil 'n illustrasie gebruik en sê, dit hoe die volk Israel vir die Here is in vers 14. Want in vers 14 sê hy, dis presies hoe julle is. Julle dink, julle het nou hierdie altaar gebou, want die tempel is nog nie klaar gebou nie. Maar julle het klaar die altaar waar julle offers bring en vergifnis vra vir sondes. Julle dink, wanneer julle kom na die altaar, daai offer wat jy bring, gaan jou rein maak. Dit werk nie so nie. Want julle hou aan met julle sonde. Jy maak daai altaar onrein. En hierdie werk, hy sê al die werk van julle hande in vers 14, is nou onrein. Jy soos daai vliee in die pot. Jy maak alles onrein. Spreuke 15 sê vir ons, in vers 8, die offers wat goddelose mense vir die Here bring, hy haat dit. Wat het ek gelees in Jesaja 1? Van offers bring vir die Here, en ons prys die Here, en die Here sê, ek haat julle offers, ek haat julle nuwe maan feeste, ek haat dit as jy daai lam offer, ek soek dit nie. Moenie vir my kom bid nie, ek gaan jy nie antwoord nie, hoekom nie? Want in die week is hulle besig om die weduwees te onderdruk, hulle gee nie geregtigheid nie, hulle help nie die armes nie, hulle gee nie om vir die weeskinders nie, hulle by hoek of by kroek, ek gaan my besigheid doen, hulle vat omkoopgeld en doen mense in die winkel as hulle goed verkoop in die mark. Die Here sê, moenie vir my jou offers kom bring dan nie. Ek soek dit nie. En as ons dit kan toepas op ons, dit help nie, jy bid elke dag die Onse Vader en sê, vergeef ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Dit help nie, jy gebruik vandag die nagmaal. En jy dink, as ek hier die nagmaal gebruik, Jesus se bloed reinig my van alle sonde, en die beker is 'n simbool daarvan, die rooi sap, die rooi bloed van Jesus wat sondes wegvat. Dit help nie, jy doen dit, maar jy is besig om met sonde te speel in jou lewe. Jy koester sonde, jy fondling sin. Jy speel met sonde in jou lewe. En dan dink jy, die Here gaan dit gou wegvat, maar jy hou daaraan, of jy het dalk soos Judas. Judas is by die Pasga, toe Jesus voor hy die nagmaal ingestel het, hy's reg daar. En terwyl hy daar sit, en sê, my sondes is vergewe, weet hy wat hy klaar gedoen het, hy het Jesus gaan verkoop. En hy weet wat hy nog gaan doen. Maar hy dink, hierdie gaan nou, nee, dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. Daai gaan nie jou rein maak nie. Jy gaan hierdie tafel net onrein maak. Vat Augustinus as 'n voorbeeld. Augustinus het gelewe so min of meer 400 na Christus in daai tyd. Hy was 'n Christen prediker,
Maar voor Augustinus die Here Jesus leer ken het, sy ma was 'n Christen, sy het hom van klein af van die Here geleer. Maar hy het so 'n brandende seksuele welis in hom gehad. Hy het seksueel losbandig geleef ook. Hy sê dan bid hy, dan sê hy, Here asseblief maak my rein en gee my selfbeheersing, maar net nie nou nie. Ek wil net nog 'n bietjie hierdie sonde doen. So in so 'n geval is dit moontlik dat jy van jou knie af hel toe gaan. Dat jy van 'n nagmaaltafel af hel toe gaan. Dat jy van 'n kerkbank af hel toe gaan. Dis soos die Israeliete wat vir die Here sê in Psalm 78, O Here, vergewe ons het gesondig teen U. En dan sê die Here, maar hulle het hom gevlei. They flattered him with their mouths. Hulle het hom gevlei, want hulle was nie van plan om op te hou nie. En op te hou ander gode dien nie. En op te hou verkeerd lewe nie. Hulle wou net nie die straf gehad het nie. Vat net hierdie straf weg asseblief, Here, dat ons kan verder sondig. Want dit is nie lekker om te sondig terwyl daar straf is nie. Nou dink jy miskien vanoggend jy's veilig, want jy sê vir jouself Johannes 10 vers 28 en 29 dat niemand jou uit God se hand kan ruk nie. Daai vers is waar en julle weet ek glo dit en julle weet ek preek dit. Maar jy moet daarom vir jouself vra as jy regtig in God se hand. Want Jesus het gesê jy sal die boom en sy vrugte ken. En as jou boom vol slegte vrugte is, hoekom dink jy is in God se hand? Dan kan jy van daai wees wat vir Jesus sê, Here, Here, maar ek het dit in die naam gedoen en dat in die naam gedoen, maar hy sê, gaan weg, ek het jou nooit geken, die hele werkers van ongeregtigheid. Baie mense, baie Christene vrees daai verse, maar jy moet hoor wat Jesus sê, julle werkers van ongeregtigheid. Dat as jou lewe 'n lewe van onreg is en van korrupsie en van liefde van sonde en van verrotting binnekant. Dis met wie Jesus daar praat. En selfs al is jy regtig 'n gelowige, al weet jy dit in die diepte van jou siel, ek is regtig die Here se kind. Jy kan nie met sonde speel nie. Hy sê in vers 14 vir ons, hierop sê Haggai toe, dis hoe hierdie volk is, dis hoe hierdie nasie vorm is, die uitspraak van die Here, ook al die werk van hulle hande, alles wat hulle offer is onrein. Jy sien, sonde gaan alles besmet. Dit gaan jou huwelik besmet. Dit gaan jou gesin besmet. Dit gaan jou werksplek besmet. Dit gaan alles wat jy doen besmet. Soos 'n vrou wat die was goed doen, nou gooi sy die klere in die wasmasjien en sy die seepoeier in en die water is besig om in te tap en sy druk haar hande in die water om hierdie klere nou onder die water te druk, maar haar hande is vol modder. Jy kan nie dink die wasgoed gaan skoon word as jou hande onrein is nie, as jou hande vuil is nie. Jy kan nie dink alles in jou lewe gaan mooi loop as jou hande vuil is met sonde nie. En jy koester sonde in jou lewe. En dis wat die Here vir hulle sê. Nie net vers 14 nie, vers 15. En vers 15 sê hy, daarom neem voortaan ter harte hoe dit met julle gegaan het voor dit klip op klip in die tempel van die Here gelê is. As iemand, hy kom net na die hoopkoring toe, dan dink hy, wanneer hy na die hoopkoring toe kom, hy soek 20 mates koring. Nou, maak nie saak hoe groot 'n mate is dit 1 emmer of is dit 'n groot emmer of 'n klein emmer, dis 20 mates. Maar wanneer hy daar kom en sê hy vrek, die goggas het nou al hierdie goed gaan vreet hier, of kyk hierdie goed is gemif, en dan kan hy net 10 daarvan gebruik. Of hy kom na die wynvate toe, hy wil nou wyn skep, of voordat die wyn gemaak word, dan kom hy na die druiwe toe, hulle wil dit nou uitpars om wyn te maak, en dan sien hy, kyk hoe verkramp is hierdie goedjies, hierdie is rosyntjies man, ek kan niks hiermee maak nie, en hy het gedink hy gaan nou genoeg wyn maak, het sê vir ons in vers 16 se tweede deel, hy kom na die parskyp, hy wil 50 mates wyn hê, dan sê hy, nee, maar nou kan ek dit 20 kry, en die Here sê, ek het dit gedoen, in vers 17, ek het dit getref met skimmel en witroes en haal. Ek het daai haalstorm gestuur. Ek het gemaak dat alles plat geslaan is en dat julle dit nie kan gebruik nie. Hoekom? Want julle hoor my nie. Julle is so besig met julle eie lewens en julle eie goed, julle vergeet heeltemal van my. En dis wat ons in hoofstuk 1 gesien het, nê? Ja, die wat nou hoofstuk 1 gemis het van vers 6 af, dan sê eintlik kan jy by vers 2 begin. Dan sê hulle, nee, is nie nou tyd om die Here se huis te bou nie. Ons gaan ons eie huise mooi houtpanele van sederhout en hulle maak hulle huise mooi, maar daar lê net bourommel op die tempelterrein. En hulle moes eintlik lankal die Here se huis herstel het. Dis mos die senter van jou hele lewe is om die Here te aanbid.
Maar dis nie hoe dit by hulle gewerk het. My besigheid en ek moet geld maak en ek moet inkomste kry en ek moet my vrou versorg en my kinders moet kos op die tafel hê en alles gaan net oor jou en jou lewe en die Here kan maar, ek wil nie te sterk sê nie, maar dalk moet ek dit sê, die duiwel met hom en met sy werk. Die Here is nie tevrede daarmee nie. So kan ek jou uitdaag vanoggend. Spits jou ore, slaan ag wanneer 'n mede-Christen na jou toe kom. Want die Here praat op verskillende maniere met ons. Partykeer stuur hy 'n ander Christen om vir jou te sê, hoorie, maar jy's nie op 'n regte pad nie. En jy blok dit net uit. En jy karring net aan. Moenie aankarring. Of wanneer die Here met jou praat in 'n preek, wat sê die Here vir jou in die preek? Wat sê die Here vir jou? Of jy lees jou Bybel, wat praat hy met jou daar? Wat sê die Heilige Gees vir jou? Jy weet dit knaag soos 'n muis. Jy het al 'n rot in jou plafon gehad, nê? Wat sê jou gewete vir jou? Jy weet jy moet daai ding regmaak. En jy weet hier's wat die Here van jou vra. En jy weet jy moet daai ding stop. Maar jy karring aan. Moenie soos die Israeliete wees nie. Kyk wat sê hy, wat het hulle gedoen, einde van vers 17. Ja, hy het hulle nou gestraf, maar hy sê, maar julle wou nie na my terugkeer nie, is die uitspraak van die Here. Julle het maar net aangegaan, soos 'n ou oom gesê het, just carries on regardless. Gaan net aan. As jy net aangaan, dan sit soos dat hulle hier is, of in die boek Amos hoofstuk 4, dan sê dit, die Here sê, ek het droogte gestuur op die land. Julle het net aangehou met julle sonde, julle het nie teruggedraai nie. Toe stuur ek reën op daai stad, maar daai stede het niks reën nie. En ons nie genoeg water vir almal nie. Julle kom aan daai dorp toe, ons hoor julle het reën gekry, ons kort water, jammer, is nie genoeg vir ons almal nie. Toe stuur ek peste in die landerye in, hulle vreet die gewasse, en hulle gaan in die wingerde in. Nog steeds, julle draai nie na my toe nie. Ek straf julle, so Sodom en Gomorra. Nie so erg nie, maar julle draai nie na my toe nie. Dit wil nie so wees nie. In die boek Jeremia, dan sê dit, die dissipline het nie gewerk nie. Julle het net aangehou. Ek wil nie so wees nie, dan is jy soos my ouma was. Net 'n illustrasie. Nie my ouma, party van julle het daai ouma geken, nie daai ouma nie, my ander ouma. My ouma, ek weet nie hoe lank sy gerook het nie, maar vir baie jare. Vir baie jare gerook, en toe ek 8 jaar oud is, toe leer sy my rook. Maar ek moes kort daarna ophou, want sy het opgehou, so ek het nie meer voorraad gehad nie. Nou nie regtig nie. Sy het ons stout geleer, maar ek het nou nie my eie voorraad gehad nie. So my ouma, dat die dokter vir haar 'n prognose gee, doen net het my daai woord geleer. Ek doen net wat se prognose. Dit is 'n vooruitskatting, die dokter sê, wel, hier is hoe dinge lyk, as ek kyk na hoe die siekte op die ekstrale en die bloedtoetse lyk, hier is die uitkoms. Of ten minste wat ek skat dit gaan wees. So die prognose met my ouma was, jy is in 'n op 'n bitter gevaarlike plek. As jy so aanhou, en toe luister sy nie, en toe hou sy so aan, totdat sy amper dood was. Almal het gedink dis haar einde, en toe stop sy. Moenie soos my ouma wees nie, dat die Here wys dinge in jou lewe uit, sonde in jou lewe, en hy tigtig jou daarvoor, en jy gaan net aan, en jy gaan net aan. Jou ore is nie oop, jy vra nooit vir jouself, haai, ek wonder of hierdie tig dalk te doen het met daai sonde. Moenie aankarring nie. Wat die Here wil hê as jy met jou bekeer. Psalm 119 vers 59, wanneer ek dink oor my paaie, oor my weë, oor my lewe, dan draai ek my voete na u pad toe. Draai in 'n ander rigting, stap in 'n ander rigting. Dan sê hy, ek haas my, en ek talm nie, om my te bekeer nie. Ek haas my, ek doen dit gou, om my te bekeer. Nou, vraag dan nou, hoe bekeer jy jou? En dis nou nommer 2, Dr. Haggai se prognose. So dit was sy diagnose, om te sê, hier's wat fout is, hier's die prognose. Wel, hier's die uitkoms, wat die Here beloof as hulle bekeer. En dis in vers 18 en 19 wat ons reeds gelees het. Een donderdag per maand, dan ry ek Randburg toe, vroeg in die oggend, en dan is ek deel van 'n groep predikante wat by mekaar kom, so omtrent 20 ouens. En ek kan nie onthou, was dit begin van die jaar of einde laas jaar, toe staan ou by die byeenkoms. En toe ons nou klaar is, toe vra sy vriend, toe sê hy, kan ons asseblief
ek sê maar sy naam, kan ons vir Tiaan bid. Tiaan het uitgevind uit kanker en die dokters gee hom 6 maande. Hy het 6 maande om te leef. Dit is so ver versprei, maar as hy behandeling kry 2 jaar. So dis die prognose wat hulle gegee het. Nou, jy kan miskien voel, dis hoe ek geestelik is. Ek is so ver heen, daar is nie hoop vir my. Ek is so ver heen, ek is so diep in die sonde, ek kan nie hierdie gemors uitsorteer nie. So, ek kan nie terugkom na die Here toe nie. Die Here sê vir jou, draai net na hom toe. Hy sal die res doen, moenie bekommer nie. Draai net na hom toe. Die Here gaan nie net jou situasie kan omkeer nie. Soos die dokter sê vir Tiaan, syne kan nie omgekeer word nie. Met die Here is dit nie so nie. Wanneer jy geestelik siek is, die Here, dis nie net dat, ek kan jou situasie omkeer. Nee, die Here kan jou oorvloediglik seën. Kyk in vers 19 se einde. Hy sê, van vandag af sal ek julle seën. Maar dan moet jy presies doen wat hy van jou vra. En wat hy van jou vra is, kom na Jesus toe. Kom na my toe. Jesus het die offer betaal. Jesus se bloed het gevloei. Hy kan jou reinig. En jy moet jou ore toedruk vir almal se boererate. Jy moet net doen wat die dokter sê. Nee, jy weet mos as jy nou siek is. So almal het rate vir jou. Nee, jy kan nie daai, die dokter sê dit, hierdie is beter, jy moet hierdie probeer en jy moet hierdie drink en jy moet hierdie meng en jy moet hierdie potion doen. En so is dit geestelik ook partymal. Die Here sê vir jou, ek gaan vir jou sê wat jy moet doen en dan wil ek jy moet luister. En jy moet net dit doen, dan sal ek jou seën. Jy gaan sien dit gaan werk. Maar dan is daar allerlei ander stemme wat kom. En die duiwel se stem en mense se stemme en die wêreld se stem. En dan trek dit jou maar weer weg van die Here af. Druk jou ore toe daarvoor. Luister wat die Here sê. As jy geseën wil wees. Nou wat sê die Here vir jou? Ek gaan nou 'n term gebruik en dit mooi verduidelik vir julle. Wat die Here vir jou sê is, bekeer jou evangelies. Wat die Here van jou vereis is, evangeliese bekering. Evangelical repentance, not legal repentance. En kom ek verduidelik, evangelical, evangeliese bekering. Wat is dit? Hoe lyk dit prakties? Evangeliese bekering is nie wat ek in die week beleef het nie. Ek gaan elke dag iewers in die middag gaan stap ek. En toe ek hierdie week een middag gaan stap, toe vloek 'n ou my. My vloek my verskriklik. Uit die bloute. Hy stop sy kar so, hy jaag 'n ander ou, kyk hy na my, hy vloek my, hy staan so ver van my af, seker van hier af tot by die saal se glasdeure daar. En ek staan en ek kyk maar net vir die ou, okay. En toe klim hy in sy bakkie en hy ry so om die eiland en hy kom stop voor my en hy klim uit, tog ek hier word ek vandag gevoeter. En hy sê vir my, wie's jy, waar kom jy vandaan? Ek sê nee, ek is so en so, ek bly hierso. Wat doen jy? Ek sê ek is die predikant by die baptiste. Joef, ja, hy gaan ook kerk toe daarom. Dit toe verander sy tune, verander sy storie, hy dog nie ek is die streeks ou daar van die DA en ek kyk net hoe die ou sy kar met 'n baksteen gegooi het en ek staan net en toe kyk. Ek het nie eens gesien die ou het sy kar met 'n baksteen gegooi nie. Dis nee, maar jy weet mos maar jammer. Die goed gebeur maar en ek het nou jou verkeerd opgevat. Dis nie evangeliese bekering nie. Evangeliese bekering is nie ek jammer maar jong, hierdie Eva jong. Hierdie slang wat my nou so verlei het. Ai. Evangeliese bekering is jy pak die skuld op jouself. Dis nie om ander te blameer nie. Evangeliese bekering is nie soos Farao. Wat sê jy, Moses, ek het hierdie keer het ek nou gesondig. Hierdie een sonde, Here, ons praat nie van die ander nie, maar hierdie sonde. Evangeliese bekering is nie om soos Farao te sê, nee, vergewe my net hierdie een keer, want hy wil nie die slegte gevolge hê nie. Evangeliese bekering is nie soos die Israeliete wat sê, man, so, vandag en môre en dan gaan ons na die Here toe, die derde dag is alles reg en al hierdie dinge is nou opgeklaar. Sommige net tjoef tjaf, ons gaan net dit regmaak, jy gaan sien, ons moet net aanhou die Here soek en die Here sê, man, julle Israel, julle liefde is soos die dou in die oggend. En hoe is die dou in die oggend? Ag, dit smelt gou weg. Die Here sê, julle liefde is so Israel. Julle kom gou met stories, julle is nie ernstig nie. Evangeliese bekering is nie om te sê, jy weet, ek gaan nou vas, ek gaan nou elke week 3 keer vas, en ek gaan nou meer geld vir die kerk gee,
En ek gaan die nagmaal gebruik Sondag en ek gaan nou sommer Sondagoggend, Sondag aan, Woensdag aan. Ek gaan sommer vroue Bybelstudie toe ook, al is dit nie vir mans nie. Ek gaan regtig nou meer godsdienstig begin wees en my pligte doen. Die evangeliese bekering is nie om een sonde met 'n ander te bedek nie, soos Judas. Sjoe, ek jammer, ek het nou 'n onskuldige man verraai hierso man. Vat die geld terug, kom ek gaan hang myself. Want jou gewete pla jy, wil net van daai skuldige gewete ontslaa raak. Kom ek sê vir jou iets wat jou dalk sal skok. Evangeliese bekering is nie eers om volgens die 10 gebooie te probeer lewe nie. Een ou wat ek ken, hy het vir my gesê, man, hy wil net die 10 gebooie plak in sy huis ergens, wat hy dit elke dag vir hom die 10 gebooie kan opsê, dat hy daar volgens probeer lewe. Evangeliese bekering is nie eers om die vrug van die Gees op te plak, soos 'n vrou gesê, dat sy sê elke dag die vrug van die Gees vir haarself en probeer sy geduldig wees en vriendelik en sagmoedig. Dis nie evangeliese bekering nie. Evangeliese bekering is 'n geskenk van God af. God het aan die heidene geskenk die bekering wat tot die lewe lei, Handelinge 11 vers 18. God mag miskien aan hierdie mense bekering skenk, 2 Timoteus 2:25, nadat hulle gevang is in die stryk van die duiwel om sy wil uit te voer. Evangeliese bekering is die omgekeerde van vers 12 en 13 in Haggai 2. Want jy sien, dat as jy onrein is en jy raak aan die olywe of olyfolie of die druiwe, dan maak jy dit onrein. En as jy rein is en jy raak aan onrein goed, jy kan dit nie rein maak nie. Maar evangeliese bekering is die teenoorgestelde. Dat Jesus, wanneer die onrein vrou aan hom raak, dan word hy nie onrein nie, sy word rein. Wanneer Jesus aan 'n lijk raak, aan 'n dooie, dan word Jesus nie onrein nie, die dooie staan op. Jesus is die rein een, wat alles rein kan maak. Want die bloed van Jesus, sy seun, reinig ons van alle sonde. So evangeliese bekering kyk na Jesus en sê, dit is my enigste hoop om rein te word, om vergewe te word. Dis die prostituut wat aan Jesus raak, en Jesus word nie onrein nie. Hy sê, vrou, jou sondes is vergewe. Dis die evangeliese bekering. Nou wonder jy miskien, soos 'n ou vir my vertel het, hierdie ou het iets akelig gedoen, baie sleg. En toe word hy uitgevang. En toe huil hy oor sy sonde. En toe sê hy vir my, hoe weet ek dat ek regtig berou het oor my sonde, dat hierdie nie net vals berou is? Hoe weet ek is regtig jammer oor my sonde? Hoe weet ek hierdie is evangeliese bekering? En daai ou se bekering was evangeliese bekering. Maar jy wonder dit dalk, maar hoe weet ek my bekering is eg, dis opreg? Moenie jou klere skeer nie, skeer jou hart. Kom skeer jou hart voor die Here en werp al jou sonde voor sy voete neer. Sit dit alles daar. En dan dra jy vrugte wat by die bekering pas. En as jy nie net jammer, jy is uitgevang en jy hou nie daarvan om skuldig te voel en jy is jammer oor die gevolge nie. Evangeliese bekering sê ek sal die gevolge dra. Ek is so bitter spyt oor wat ek gedoen het. Ek is jammer want hierdie het die Here, hierdie het my verhouding met hom gebreek. Hierdie het dinge so verkeerd gemaak tussen my en hom en dit is my skuld. En jy pak al die skuld op jouself. En jy is kwaad vir jouself. Jy is kwaad vir almal rondom jou, ja die slang en ja Eva en ja man, jy weet mos hierdie goed gebeur net en my kinders en my man en my hond en dis almal se skuld behalwe myne. Nee, evangeliese bekering pak die skuld op self. Evangeliese bekering hou nie net opsteel nie. Dit begin eerlik werk en uitdeel van wat jy verdien het met jou eie sweet in jou eie hande. Evangeliese bekering hou nie net op bedrog pleeg en die boeke kook en vir SARS lieg nie. Evangeliese bekering hou nie net op leuns vertel vir kliënte nie. Dit begin uitkyk, waar kan ek die waarheid praat met mense? Evangeliese bekering hou nie net op seksueel losbandig wees nie. Evangeliese bekering begin rein lewe en begin die Here dank. Sê dankie Here dat ek my eie lewensmaat het. Ek hoef nie rond te kyk nie. Dankie Here dat ek op hierdie tydstip in my lewe dat U besluit het ek is enkel lopend en ek gaan U dien terwyl dit die geval is op maniere wat getroude mense nie kan nie.
Ek het my eie tyd, my eie vrye tyd, ek kan doen wat ek wil, ek hoef vir niemand te gaan vra nie, en te gaan sê nie. Evangeliese bekering hou nie net op mense afbreek met jou woorde en sê, as jy niks goed kan sê nie, bly liewer stil. Nie, evangeliese bekering doen nie teenoorgestelde. Dit sê, ek gaan dink, wat se goeie dinge kan ek by mense sien, en ek gaan dit prys. En ek gaan sê, hierdie is mooi, ek sien dit in jou lewe. Jy begin mense opbou. Nou wil jy jou bekeer, en jy sê, ek wil my bekeer, maar ek is eerlik met jou. Ek kan nie sien, waarvoor tigtig die Here my? Ek kan nie sien waarvoor nie. Die Here is nie 'n slegte vader nie. 'n Slegte pa, tigtig sy seun, hy verloor dit net en hy gryp die seun en hy gee hom 'n pak slaag, en die seun weet nie waarvoor was dit. So jy kan mos nie verander as jy nie weet waarvoor dit was nie. Soos een ou wat ek ken, hy was in 'n vergadering. Hierdie ouens is kwaad van hom, wil nie met hom praat nie. Hy reël 'n vergadering met hulle. En hy sê my net wat dit is. Ek wil dit regmaak. Hulle sê, nee, as jy nie weet wat dit is nie, dan praat ons nie met jou nie. Jy weet wat dit is. Sê, ek weet regtig nie. God is nie so nie. Jy kan na jou Vader toe gaan en sê, Here, deurgrond my hart. Wys vir my hart, wat is dit? Wat is dit wat vir u hartseer maak, waar ek teen u gesondig het? En dan lei u my op die regte pad. Ek het dit kortliks in 'n rympie so gesit. Deurgrond, o God, en ken my hart. Is daar by my 'n weg van smart? Toets my gedagtes, elke een, en lei my op die pad van seën. God seën bekering. Hy wat sy sonde wegsteek, jy sal nie voorspoedig wees nie. Maar as jy dit bely, bring dit na vore, kom sê dit. Nie verskoon nie, Here, as ek iets gedoen het, wat ek ook al gedoen het, al die goed wat ek gedoen het. Nee, noem dit by naam. En sê, Here, ek is skuldig, hier's wat dit is. Hy wat sy sonde wegsteek, sal nie voorspoedig wees nie. Hy wat dit bely en laat staan, sal genade of barmhartigheid ontvang. Spreuke 28 vers 13. Goed, party van julle is nou al verby daai punt. Party van julle sê, ek het my bekeer. Regtig. Maar my dinge lyk maar nog steeds dieselfde, die situasie lyk bleek. Vir jou wil ek troos. Vir jou wil ek ook waarsku en vir jou sê, pas op. Want die duiwel is baie goed om dit wat reeds vergewe is weer voor jou gesig te gooi. Ek het hierdie vakansie met 'n vriend gepraat en hy het vir my gesê, ek weet nie of ek werd is om in die bediening te wees nie. Hy was regtig moedeloos. Hy sê, dit voel vir my of dit wat ek in my verlede gedoen het, hoe kan die Here so iemand gebruik? En ek staan in sy diens. En toe het ek vir hom gestuur, Psalm 25, ek het 'n bietjie daarmee met hom gepraat, en toe stuur ek vir hom Psalm 25 vers 7, waar Dawid vir die Here sê, Here, moet asseblief nie dink aan die sonde wat ek gedoen het in my jong dae nie. Asseblief, Here, onthou my volgens u barmhartigheid, according to your mercies. So pas op vir die duiwel. Hy is die aanklaer, hy wil heeltyd jou sonde voor jou gooi. Hy gaan nie staan nie. Jesus het die prys vir jou betaal, jy het jou sonde na hom toe gebring. Daai is vasgespijker aan die kruis. So aanvaar wat Jesus gedoen het. Ek wil vir jou sê, moenie selfvergifnis doen nie. Ek het weer onlangs gehoor iemand wat preek, maar jy moet jouself vergewe. Die Bybel sê nooit jy moet jouself vergewe. Die Bybel sê vir jou, aanvaar God se vergifnis. Jesus se bloed reinig jou van alle sonde. Sy perfekte lewe word soos spierwit, splinternuwe klere oor jou aangetrek. Daai ou vuil klere, hy het dit gevat, hy het daarvoor betaal aan die kruis. So aanvaar sy vergifnis, nie selfvergifnis besigheid nie. Aanvaar net wat Jesus vir jou gedoen het. En ontvang dit. Moet jy nie so blind staar teen die situasie, maar kyk my situasie. Glo vers 18 en 19. Glo vers 18 en 19. Waar hy vir hulle sê, neem ter harte hoe dit vandag af gaan wees op die 24ste dag van die 9de maand. Waarop die fondament van die tempel van die Here gelê is. Neem dit ter harte. Ja, die fondament was lank terug gelê, maar toe sal weer bourommel. Nou moes hulle dit skoonmaak en begin bou. Hy sê, neem ter harte, is daar nog saad in die stoorkamer? Nee, jy het klaar begin saai. Die wingerd, vyebome, granate, olyfbome het nie eens gedra nie. Ja, laas seisoen was dit sleg, maar van vandag af, julle gaan hom in julle eie oë sien, van vandag af gaan ek julle seën. Al sien jy nou nog niks bo die grond uitkom nie, glo my, ek gaan julle seën. Vat my op my woord. Dan kan ek so afsluit om vir jou te sê,
Dit begin dalk soos die keto dieet. So ek het my ups en afs gehad en ek het my siektes gehad. En al die toetse is gedoen by die eerste huisdokter wat vir my sê, jy het COPD. So wat is COPD? Ek weet nie wat dit is, toe kyk ek sê, okay, goed, jy kan so skat so 5 jaar, party ouens kan langer lewe daarmee. O, aarde, gelukkig het ek het eers later uitgevind. En toe sê die longspesialis, jy's net so onder daai syfertjie, ons gaan hierdie nie kan omkeer nie. En toe gebruik die Here keto dieet. En het nie dadelik begin nie. Jy doen die keto die een, dan kan jy sê, ek snal 2 dae, voel nie beter nie, hierdie ding werk nie. Begin stadig. Maar jy glo. Jy het jou bekeer tot die Here, die omstandighede lyk maar nog bleek, maar die Here is besig om te werk. En jy gaan sien hoe hy dit verander. En ek glo jy sal eendag terugkyk, soos iemand vir my gesê het. Jy gaan eendag terugkyk en sê, weet jy, hierdie was die beste ding wat met my kon gebeur het. Hierdie tugtiging van die Here in my lewe, was nie lekker nie, maar het was goed vir my. Vader, dankie vir u genade in die woord, om ons harte te ondersoek vandag, om daai geestelike ondersoek te doen, die geestelike check-up. En ek vra, Heilige Gees van God, sal u nou verder werk, sal u nou verder uitwys, waar is die siektes geestelik, waar moet u uitsny, en dit is seer, Here, bekering. Maar dat hierdie mense en ek self mag kom met al ons gebrokenheid en sonde voor u. En ons vra, o hemelse geneesheer, kom genees ons, kom maak ons gesond. Ons wil ons bekeer, lei ons daarheen. Na evangeliese bekering tot by die kruis en los ons daar. Amen.